Ek wil vanoggend vir almal van julle baie welkom sê en ook baie dankie sê vir julle teenwoordigheid. Ook hier, dis altyd in sulke hartseer omstandighede, is dit maar altyd moeilik en altyd seer, en dan is dit lekker om net mense om jou te hê, familie en vriende, wat ook hier is en jou hande kan sterk maak en jou regop kan hou. So vir elkeen van julle wil ek regtig baie dankie sê. Ek wil net 'n paar praktiese reëlings tref, en dit is soos julle ingekom het, is by die ingangsportaal is die 2 stelle toilette aan weerskante, die badkamers. Maak gerus ook daarvan gebruik asseblief ook na die tyd. As ons gaan tee drink of koffie en verversings eet, ons gaan by daardie deur uitbeweeg, of u kan ook ombeweeg as u wil, maar die badkamers bly hierdie, wat julle dan gebruik, alles sal oop bly, ook vir julle. En dan wat die uitsending aanbetref, dit is direk op ons Facebook groep, Newcastle Gemeenskapskerk, beskikbaar, so daar is mense, glo ek, wat nou al ingeskakel is, maar ook na die tyd word dit op 'n YouTube gesit, en sal Wilna ook die skakel beskikbaar stel, ook vir die familie, en hulle kan dit dan versprei aan enigeen wat daarvoor vra. So dit is ook die fasiliteite wat beskikbaar is. En dan wil ek ook net Wilhelm vir jou en die 2 dogters ook ons innige simpatie betoon namens ons gemeente. Ons kom al so lank pad saam ook met julle, en ons weet verseker dat ons as gemeente se gebede is met elkeen van julle, en ons bid dat die Here julle ook sal ontvou en sal seën en krag sal gee ook elke dag vorentoe. Kom ons word stil voor hom en dan bid ons saam. Here, in ons diepste nood roep ons op na U. En dankie dat ons weet dat U nog altyd daar was en ook nou daar is vir ons. Dat ons kan weet, U sien ons raak, U sien ons hartseer en pyn, en U is by ons. En ons wil U loof en prys. Ook in hierdie oomblik van afskeid neem, van seer en pyn, is daar ook daardie hoop, daardie vreugde om te weet, die dood is nie die einde. En daarvoor loof ons U. Amen. Geliefdes, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God onsse Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil vir julle baie graag die begrafnisbrief lees, soos wat julle hom ook daar het. Met swaar harte en diep droefheid neem ons afskeid van Sandri, 'n geliefde vrou, toegewyde ma, dierbare tannie en kosbare vriendin. Haar lewe was 'n ligstraal van liefde, warmte en onwrikbare geloof, en haar heen gaan laat 'n leegte wat woorde skaars kan vul. Sandri het haar gesin met onvoorwaardelike liefde gedra, haar vriende met opregte omgee omhels, en haar familie met 'n stille krag en wysheid geseën. Sy het elke rol met grasie vervul, as lewensmaat, as moeder, as familielid en as vriendin, wat altyd 'n luisterende oor en 'n sagte hart gehad het. Ons onthou haar lag, haar raad, en die manier waarop sy elke mens wat haar pad gekruis het, waardevol laat voel het. Sy het lig gebring in donker tye en hoop gegee waar daar wanhoop was. Haar nalatenskap is nie net herinneringe nie, maar in die liefde wat sy geplant het en wat steeds in ons harte groei. Mag ons in hierdie tyd van rou troos vind
in die wete dat Sandri se gees voortleef in elkeen van ons. Mag haar voorbeeld van liefde en omgee ons lei, en mag ons die pad vorentoe stap, met die krag wat sy ons geleer het. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir die wat hom lief het, en ons berus in die wil van die Vader, wat die lewe gee en neem. Rustig slaap, geliefde Sandri, jou lig sal altyd skyn. Met liefde en dankbaarheid, Wilhelm, Maranatha, Talita, familie en vriende. Die lied wat hulle gekies het, wat ons vandag gaan sing, is vir my eintlik so kosbaar, en dit pas by hierdie geleentheid. Ons dink altyd aan swaar en afskeid neem, maar nou kom ons vandag en ons sê, Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig, maak U my die hart, U gee ons U seën, soos 'n milde reën, U vertroos in smart. Ja, ons weet ook in ons leed, leef ons onder U genade, vrees ons nie die kwade. Kom ons staan en dan sing ons die lied saam. Ek wil baie graag vanoggend die woord van die Here bring uit twee gedeeltes. Die een gedeelte is dit wat u ook kry daar op die blaadjie op die voorste bladsy, Jesaja 43 vers 1. En ek sal nou ietsie oor die ander gedeelte sê, ook daar uit Johannes. Maar Jesaja 43, daar vanaf vers 1, luister, so sê die Here, wat jou geskep het Jakob, wat jou gevorm het Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, as jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Vers 1, luister, so sê die Here,
wat jou geskep het. Jakob wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek is met jou. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En dan lees ons daaruit Johannes hoofstuk 19. Johannes hoofstuk 19. Toe ek daardie dag tydens Sandrie se dood daar by Wilhelm inkom, toe sit hy daar in sy kamer en hy sit met so 'n stukkie papier en hy sê vir my, dominee, jy sal nou nie glo nie, toe ek hier kom sit vandag, toe my Bybel oopmaak, toe val daardie stukkie papier uit my Bybel uit. En ook ek stuur elke oggend 'n boodskap uit aan die gemeente. En dit was dieselfde boodskap wat ek ook daardie oggend vir die gemeente uitgestuur het. En dit is daardie woorde aan die kruis wat daar staan, dit is volbring. En daarom lees ek net so 2-3 verse daaruit Johannes 19, vers 28. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word en gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit is volbring. Familie en vriende, in die Bybel is dit 'n algemene gebruik om iets te beskryf van die mens wat op pad is. Dink 'n oomblik ook aan hoeveel van die psalms wat geskryf is, wat ons praat van die pelgrimsliedere, en dit is spesifiek wanneer, want dis wat hulle genoem is, as jy op pad is dit 'n pelgrim wat op pad is. En dan is dit liedere wat geskryf is, terwyl die mense op pad is, of op pad Jerusalem toe, of van Jerusalem af terug, of waar ook al. Maar dis die pelgrimsliedere, op pad. En dan kry ons op soveel ander plekke ook, in die Bybel, die gedagte van op pad wees, en dat God by ons is. Dink aan daardie psalm wat ook sê, U woord is die lamp vir my voet, die lig op my pad. Ek dink aan Psalm 23 waar daar staan, U lei my op die regte pad, selfs al gaan daardie pad deur donker dieptes. Net 'n paar psalms verder, ek kyk op na U, want U ken my alles, U ken al my weë. God ken sy mense. God ken nie net hulle naam nie, maar God is ook aktief betrokke in elkeen van sy mense se lewens en op hulle pad. So God ken alles van ons geboorte, ja selfs voor ons geboorte, ken hy ons lewenspad tot vandag toe. Maar weet julle, hy ken ook die pad vorentoe, wat ek en jy nog nie eens van weet nie. God ken die pad. Hy weet wat hou die toekoms vir ons in. En baie keer dink 'n mens, as jy, ag ek wens net ek kan so kykie kry vorentoe. Maar ek sê altyd, ek dink is ook goed dat ons nie weet. Want dan kan ons absoluut net in geloof vorentoe stap, sonder om heeltyd te bekommer oor iets wat ons weet wat vorentoe gaan gebeur. Maar omdat ons nie weet nie, word ons dan baie keer tot stilstand geruk deur iets wat onverwags gebeur of iets wat in ons lewe inkom, soos die dood van 'n geliefde. Hier in Jesaja 43
kry ons ook so ietsie van die feit dat God ons ken, en dat hy ons pad ken, en dat hy met ons op pad is. Hy sê, luister, so sê die Here, wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Is dit nie kosbaar? Ek en jy, soos wat ons hier sit vandag, is deur God in die moederskoot aan mekaar geweef. En hy doen dit so uniek dat niemand op aarde presies dieselfde is nie. Elkeen van ons is uniek gevorm, uniek aan mekaar geweef. So ons is nie soos wat ons hier sit vandag, net toevallig nie. Ons hoef ons nie te vergelyk met iemand anders nie, nee. Ons kan maar net vasstaan met hierdie wete. God het my gevorm, God het my geskep, ek is syne. Jy sit hier vandag as die produk van sy hande. En natuurlik as ek dit net kan byvoeg, onthou van die begin in die skepping, God skep alles volmaak. Hy het elke keer wanneer hy skep, het hy gesê, en dit was goed, hy was tevrede ook daarmee. God het jou geskep, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, moenie bang wees nie. Ons weet nie wat voor lê. Ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou, maar hierdie woord kom helder en duidelik en hy sê, ek wat jou geskep het, ek wat jou op die pad lei, jy hoef nie bang te wees nie, want ek het jou verlos. Hy stel dit nog meer intiem persoonlik, hy sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Iets wat vir jou kosbaar is, joune, is iets wat jy altyd wil koester en by jou wil hou. Dink maar aan al daardie sentimente, daar in die huis, as jy na alles kyk en jy sê, joh, dit was my eerste iets gewees, en dit het ons eerste gekoop. Altyd daardie ding wat kosbaar is, en 'n mens probeer dit koester, en 'n mens probeer dit hou. En nou kom God en hy sê, luister hierso, ek het jou geskep. Daarom het ek jou lief, en is jy vir my kosbaar, en wil ek jou vashou in my hande. In Romeine sê hy, en niks en niemand gaan jou uit my hand uitruk nie, want jy is myne. Jy hoef nie bang te wees. Vriende, as 'n mens na hierdie woorde luister, en jy dink daaraan, dat dit in die Ou Testament staan, in die Ou Testament wat heeltyd vooruitwys na dit wat gaan kom, die beloofde Messias, wanneer God mens gaan word, wanneer hy sy koninkryk gaan kom vestig. Daarom lees ons dat almal het uitgesien na die dag van die Here. En dit maak dit vandag vir jou en vir my, maak hierdie Jesaja 43 eintlik nog soveel meer sin vir ons, wanneer hy sê, ek het jou gekies, ek het jou verlos. Hoe het God ons verlos? 2000 jaar gelede, en ons het dit ook hierdie afgelope verlede naweek herdenk met die Paasnaweek, het God sy seun ook vir jou en vir my kom gee.
Toe Jesus mens geword het, was dit die begin van die vervulling van God se belofte. Dit wat hulle in die Ou Testament nog heeltyd net na kyk en na uitsien, het waar geword. Dit wat God in Efesiërs 1 beloof, God se verlossingsplan het 'n werklikheid geword. En aan daardie kruis, sy laaste woorde, dit is volbring. Ek het jou verlos. Dis asof ek ook daardie dag, toe ek en Wilhelm gesels het en ons praat oor hierdie woorde van dit is volbring, is asof mense die woorde hoor. Sandri, ek het jou verlos. Die prys is ook vir jou volop betaal aan die kruis. Want daardie Griekse woord het telestai, dis volbring, beteken letterlik iets wat klaar betaal is, iets wat afbetaal is. Jy skuld niks meer daarop nie. Dis volledig, dis nou joune. En dit is wat God vandag wil kom sê, wanneer in Jesaja 43 sê, ek het jou verlos, wil hy vandag ook vir ons kom sê, hoe het hy dit gedoen? Hy het gedoen deur sy seun, Jesus Christus, wat volledig die prys betaal het aan die kruis. Die saak is afgehandel. Dis verby. Vriende, en vanoggend wil ek dit vir elkeen van julle ook vra, wat hier is vandag. Het jy al ook in jou lewe hierdie sekerheid, want God wil vandag vir jou kom sê, die prys ook vir jou is volledig betaal. Die skuldbewyse is aan die kruis vasgespijker en is verby, dis afgehandel. Daar's niks wat ek en jy meer hoef te doen om gered te word, behalwe om te aanvaar dit wat Jesus vir ons gedoen het. Wie die seun het, sê Johannes, het die lewe. Ons hoef niks te doen, dis afgehandel, dis finaal. Ons kan maar net met 'n bedelaarshandel hierdie in geloof aanvaar, dat Jesus ook aan daardie kruis my naam vasgespijker het. Glo u dit? So baie keer steek ons vas, so baie keer dan dink ons by onsself, maar ek moet nog iets doen. Ek moet nog mooi lewe, en as ek struikel, dan dink ek, nou het ek my sekerheid verloor, omdat ek gestruikel het. Nee. Johannes sê, dis volbring, dis afgehandel. Ons kan dit net aanvaar. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Maar is dit dan nie pragtig as ons verder lees, ook in hierdie gedeelte, as hy sê, as jy deur water moet gaan, deur riviere, as jy deur vuur moet gaan, ek is by jou. Kom ons kyk bietjie, hy het ons gevorm. As jy in die spieël kyk vandag, daardie mens wat vir jou terugkyk, God het hom gemaak. Hy het ons nie net gemaak nie. Hy het ons gekies. Hy ken ons op die naam. Ons is syne. Ons hoef nooit daaraan te twyfel nie, maar dan sê hy verder ook, dan sê hy, maar ek is by jou op hierdie lewenspad.
Al gaan daardie pad soms deur moeilike tye, vuur en water en strome, dinge wat met jou gebeur, wat jy voel, dit gaan jou oorweldig. Dan staan ons vas met die wete, hy wat ons gevorm het, hy wat ons geroep het en gered het, hy is by ons, ook in daardie donker tyd. Ook in die tyd wanneer ons iemand moet afstaan aan die dood en afskeid neem. Ook in tye wanneer gesondheid ingee, ook in tye wanneer alles om ons platval en ons weet nie of ons dit gaan maak nie, te midde van dit alles, kom sê God, ek is by jou. Jy is vir my so kosbaar, dat ek my seun aan 'n vloekhout laat sterf het. En die prys betaal het. Die genade is, dat daardie Sondag het die graf oopgebreek en Jesus het opgestaan. En dis die waarborg. Die kruis is die bewys, die sekerheid van die prys wat volop betaal is, maar daardie leë graf kom verseker vir jou en vir my, die oorwinning is behaal en soos wat Jesus as eersteling uit die dood opgestaan het, sal ons as sy kinders ook uit die dood uit opstaan. En dit gee ons die vrede. En dis die troos vir julle as familie en vriende. Hierdie is nie die einde. Maar ek glo met my hele hart dat die oomblik wanneer 'n mens sterwe, dat Jesus ons net kom optel en huis toe vat. Want hy sê mos in Johannes, ek moet na my Vader toe gaan, om vir julle plek te gaan voorberei, want in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ook jou en my plek is daar. Het jy al die verlossing aanvaar? Want dan sê hy vandag vir jou, sal jy lewe. Dan sê hy vandag ook vir jou, ek het jou verlos. Jy is myne. Kom ons hou vas daaraan, ook elke dag. Amen. Dierbare Vader, baie, baie dankie vir 'n stuk genade, wat ons het om net aan U vas te hou. Dankie dat U vandag uit hierdie Jesaja uit vir ons kom sê, ek het jou gevorm, maar ek het jou gekies. Jy hoef nie bang te wees, jy is myne, ek het jou verlos, ek het jou duur gekoop, losgekoop van die sonde mag, van die mag van jou duiwel, losgekoop. Sodat ons kan lewe. Dankie vir daardie oop graf. 'n Graf wat leeg is, wat kom sê, die oorwinning is behaal. En ons wil vir U al die eer daarvoor kom gee. Amen. Ek wil baie graag ook nou kans gee, ook vir Talita en Maranatha, ook vir die bedankings. Ek dink dit gaan net ek wees, die bedankings doen. Familie, vriende, baie, baie dankie dat julle vandag van heinde en verre gekom het om mama se lewe te herdenk.
en alle eer aan die Here vir haar wat nou ook op 'n baie veilige plek is. Julle teenwoordigheid, julle meegevoel, julle gebede en boodskappe. Baie dankie. Ek wil graag 'n spesiale woord van dank gee aan die gemeenskapskerk, Dominee Andrei, vir die diens, vir die liefdevolle ondersteuning wat julle ook vir pappa en vir mamma gegee het terwyl sy nog in die ouerhuis was, vir die besoeke in die hospitaal. Frits, ook aan jou en jou ondersteuning, baie dankie. Ons wil graag baie dankie sê aan Afpop vir die geweldige ondersteuning wat hulle ook vir ons gebied het deur hierdie moeilike tyd, vir julle reëlings en julle bystand en vir al die verrassingsdiens wat julle gedoen het en dan ook die foto's en pappa wat spesiaal self die blomme gekies het en dit dan nou ook uit sy hart uit gekies het omdat dit so 'n voorstelling is van mamma en hy het dit nou nog self gerangskik ook. So pappa, baie dankie daarvoor. Laaste maar nie minste nie, wil ek graag baie dankie sê aan Mediclinic, die hospitaal, wat in die laaste 4 weke van mamma se verblyf daar by hulle so baie mooi na gekyk het. Veral Dr. Tussie en Dr. Buthelezi vir die leiding wat hulle vir ons gegee het en vir die bystand om mamma se lewe net maklik te maak en haar gemaklik te hou in die laaste tyd. En vir die leiding wat hulle vir ons gegee het om die regte ding te doen. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Suster Heather, Suster Avril en Suster Julie wat uit hulle pad uit gegaan het om vir ons 'n privaat kamer te gee en mamma so gemaklik te hou en vir ons as familie daai geleentheid te gee om by mamma te wees. Die verpleegpersoneel veral van die ICU, van die hoësorg en in saal B wat so mooi na mamma gekyk het. En dan Donga wil ek vir jou baie dankie sê ook vir jou moeite wat jy gedoen het om mamma ook by die hospitaal te kry vir al jou besoeke en vir jou liefde en ondersteuning. Ons waardeer dit baie. Baie dankie aan almal wat gekom het en mag julle veilig terugreis na waar julle vandaan kom. Dankie vir julle liefde en ondersteuning. Ons is baie lief vir julle en ons waardeer julle ongelooflik baie. Baie dankie. Ons verrigtinge gaan soos volg wees. Ek gaan nou vir ons die formulier lees van afskeid, wanneer 'n mens van iemand afskeid neem, gaan ek lees en dan terwyl ons so sit, gaan ek die seën uitspreek. En dan wil ek graag geleentheid gee nadat ek die seën uitgespreek het. Eerstens vir die familie. Ek het hier 'n klompie roosblare hier uit ons tuin uit gaan haal by die kerk. So dis so ietsie van ons kerk wat julle vandag, en dan wil ek hê die geleentheid gee, want dit is my net so deel van die afsluiting, om net te kan tot sien sê, so ietsie daar op die kussie te gooi, net as 'n roosblaar, net as 'n afskeid neem. Julle hoef nie te bekommer vir die vlammetjies nie. Daai vlamme word nie met 'n vuurhoutjie aangesteek nie, maar met 'n afstandbeheerknoppie. So niks sal brand daar nie, maar so asseblief, julle is baie welkom. As hulle klaar is, en dan kan enige een wat wil vorentoe kom, is baie welkom om dit ook te kan doen. Die wat dadelik wil deurbeweeg, ook na die saal toe, is ook baie welkom, en as jy tyd hier bietjie saam met die familie wil spandeer. So dis ook vir enigeen van julle, om net 'n blommetjie te strooi, en die wat wil deurstap, kan so lank deurstap. Sandrie is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe.
Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Is dit nie ongelooflike versekering? Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van ons totdat hy ons kom haal en tot in ewigheid. Amen. Baie dankie, kom ons sê julle kan nader kom.